Nou vriende, ons is die Here dankbaar dat ons vanmôre weer die woord in ons midde mag hê, dat ons die woord in ons eie taal mag aanhoor, dat ons so na 'n kort oordenking van die woord mag luister en is die gebed van my hart dat die Here vir ons baie ryklik sal seën met wysheid en met insig, dat ons kan verstaan wat die woord vir ons wil leer rondom die gedagte van die ware betekenis van Pinkster. Nou weet ons vriende dat hierdie ook in 'n sekere mate 'n kontroversiële saak is, omdat daar so baie kerke, so baie denominasies is, so baie verstaan van die uitstorting van die Heilige Gees, dat ons dikwels in die war is en dikwels so half in die duister gelaat word en kerke bly maar stil om nie aanstoot te gee nie, maar wil ek poog om deur die waarheid van die woord u te begelei na wat die ware betekenis van Pinkster werklik is, wie is die Heilige Gees werklik en ook wat het die Heilige Gees kom doen. Nou gister se boodskap was in 'n groot mate inleidend en ook waarskuwend. Inleidend in die sin om vir u te sê dat die Heilige Gees is die trooster, die Gees van die waarheid wat uitgestort sal word, en waarskuwend dat ons versigtig moet wees vir die tendens van ons tyd waar kerke bekend staan as die Pinksterkerk of die kerk wat die Gees ontvang het. En jy vind allerhande vreemde manifestasies van vreemde brabbeltale wat gepraat word, mense wat omval, mense wat sekere manifestasies beleef, snaakse goed wat gebeur, mense wat heeltemal in ekstase gaan wanneer musiek oor en oor en oor gespeel word, en dan word dit toegeskryf aan die werking van die Gees wat die innerlike hart aanraak, en al hierdie snert wat ons vandag vind by die Bethel Church en verskillende kerke en verskillende denominasies. En ag vriende, ek wil vir u sê, ons moet regtig versigtig wees. En daarom is dit vanmôre vir my 'n voorreg om u verder te begelei uit die Bybel. Die Gees van die waarheid getuig aangaande die waarheid, en hierdie waarheid vind ons in die woord van die Here. Die hele skrif is deur God ingegee. God se Gees het die skrywers geïnspireer om die waarheid neer te pen. En daarom as ons praat van die Gees van die waarheid, dan moet ons na die bron van waarheid toe gaan, die woord van God, wat deur die Gees van God geïnspireer is om te verstaan wat die ware betekenis van Pinkster is. Nou kom ek lees vir u gou wat staan in Johannes 16, daar vanaf die 7de vers. Jesus is besig om afskeid te neem van sy disippels, en hy sê daar in vers 7, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Nou vriende, hier is 'n baie belangrike gedagte waar ons by ons moet stil staan. Want u sien, ons vind weer eens die gedagte dat die Heilige Gees die trooster is en dat die Heilige Gees die Gees van die waarheid is en dat hierdie Heilige Gees sal oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En ons gaan 'n aparte boodskap hou spesifiek oor hierdie drie gedagtes, dat die Gees wat kom sal ons oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Maar 'n baie belangrike ding wat ek vir julle wil uitwys vanmôre, en wat baie kerke miskyk en baie prediker miskyk, en ek sê dit nie omdat ek die enigste is wat hierdie waarheid raak gesien het nie, inteendeel. As jy gaan kyk na die gereformeerde stroom, manne soos John MacArthur en dan ook ouens soos R.C. Sproul en Alistair Begg en Woody Baucham en baie van hierdie groot predikers, kom hulle by een en dieselfde gedagte uit. U sien, die Heilige Gees is nie daar en die Heilige Gees is nie uitgestort om homself te verhoog nie. Ek hoor 'n prediker so tyd gelede sê, ons lewe nou in die tyd van die Gees en nie in die tyd van Jesus nie. Ons moet nou meer maak van die Gees en minder maak van Jesus, want Jesus se tyd is verby, dis nou die tyd van die Gees en daarom al die vreemde en snaakse manifestasies. Ek wil vir u sê, dis 'n leuen uit die put van die hel, want die Bybel sê vir ons baie duidelik, en ek lees vir u net weer, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Vers 14, hy sal my verheerlik, sê Jesus, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Sien u dit? Die Heilige Gees se uitsluitlike doel is om die Here Jesus Christus te verhoog.
Dis presies wat by Pinksterdag gebeur het. Toe die Heilige Gees uitgestort word op die apostels op Pinksterdag in Handelinge 2, het die Heilige Gees deur die prediking Jesus verhoog en 3000 mense kom tot bekering. Die Heilige Gees is nie uitgestort om aandag op homself te trek nie, want dit is 'n drie-enige God en hierdie drie-enige God is Vader, Seun, Heilige Gees en die Gees van God getuig aangaande die Here Jesus Christus, soos Jesus toe hy op aarde was, God die Vader verhoog het en gesê het, my voedsel en my drank is om Vader te verhoog en om sy wil te doen, so is dit ook die Gees van God se wil en die Gees van God se koms en die doel van die koms van die Gees van God om Jesus te verhoog. Daarom vriende wil ek vir u sê, moet die sekerheid in my siel, volgens die waarheid van God se woord, dat kerke wat baie maak van die Heilige Gees en Jesus uit die prentjie laat, is 'n valse kerk, 'n kerk wat niks weet van die Gees van waarheid en die Gees van God se woord nie. God se woord is baie duidelik daaroor. Wanneer die Heilige Gees kom, sal die Heilige Gees die Here Jesus Christus verhoog. Waarom is dit belangrik dat die Heilige Gees Jesus Christus sal verhoog? Vriende, dit is baie eenvoudig. Die Bybel sê vir ons dat Christus, die beloofde Messias van die Ou Testament was, wat in die Nuwe Testament op die bepaalde tyd, soos deur God bepaal, gebore is uit die maagd Maria. Die Bybel sê hy het 'n sondelose lewe geleef. Hy het 'n eenmalige dood gesterf, 'n plaasvervangende dood vir die sondaars. Hy het opgestaan uit die dood. Hy het die dood en die hel en die smarte van die hel ontbind. Hy het opgevaar na die hemel en hy het gesê dat hy gaan om vir ons plek voor te berei. En dan maak Jesus hierdie stelling in Johannes 14 vers 6 en hy sê, ek is die weg en ek is die waarheid en ek is die lewe. En niemand kom na God die Vader behalwe deur my nie. So daarom is dit belangrik dat ons sal sien wat die uitsluitlike doel van die koms van die Heilige Gees is. Die doel van die koms van die Heilige Gees is dat ons deur die prediking van die woord, wat bekend staan as die waarheid van God, dan Jesus sal verhoog, wat dan ook die weg is na God, die enigste redder, die enigste verlosser. En wanneer ons stil staan by snaakse en vreemde manifestasies rondom die Heilige Gees, dan verdwyn Jesus uit die prentjie, dan is ons besig met 'n valse gees, want die Gees van God, die Gees wat uitgestort is op Pinksterdag, sy doel is om Jesus te verhoog, sodat siele kan sien dat hy die Messias is, dat hulle sonder hom verlore is, dat hy die sondedraer is, en dat deur hom redding van sonde ontvang kan word. Daarom is dit belangrik dat ons sal begin dink oor hierdie goed. Vriende, ons kan nie verstandloos deur die lewe gaan nie. Ons kan nie ons verstand eenkant sit, wanneer ons by die woord van God kom en sê, ag, alles moet maar met geloof aanvaar word nie. Nee, God het vir ons sy woord gegee in Afrikaans, sodat ons dit kan lees, sodat ons dit kan verstaan, sodat ons dit kan interpreteer, sodat ons dit kan toepas, sodat ons met wysheid kan lewe, te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Ek dink Pinksterkerk het vir te lank ek wil amper sê vrye teels gehad om te sê wat hulle wil en niemand mag hulle uitdaag nie. Ek wil u waarsku, as u met 'n Pinkstergees besig is u besig met 'n valse gees. Want die Pinkstergees is besig met allerlei manifestasies terwyl die Here Jesus Christus uit by die agterdeur uitgeskei word, uit die prentjie geskei word. Die ware doel van die uitstorting van die Heilige Gees en die ware betekenis van Pinkster is dat God se Gees uitgestort sal word om nou Christus te verhoog, want hy is die redder. Soos Christus Vader verhoog het, so sal die Heilige Gees nou Christus verhoog en die doel is dat siele gered sal word. Die Gees sal getuig aangaande die Here Jesus Christus. Ons sien dit male sonder tal. Ons gaan in die oggende wat volg vir u dit baie duidelik uit die skrif wys en vir u ook sien die kere wanneer Christus verhoog is deur die prediking waar die Gees van God die apostels geïnspireer het siele tot bekering gekom. Was daar vrymoedigheid, is die evangelie verkondig. Want dit is nog immers die laaste opdrag van die Here Jesus gewees. Sê hy nie vir hulle so duidelik in Handelinge 1 vers 8. En julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. In Jerusalem en Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Het u gehoor? Julle sal my getuies wees. Die Gees sal oor julle uitgestort word. Die Gees van God sal julle in staat stel om van my te getuig. Baie belangrik. Die oomblik wanneer jy in 'n kerk instap en die kerk maak nie baie van die Here Jesus
en dat hy die redder is, en dat die Gees uitgestort is, juis om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en ons te lei na die bron van waarheid, Jesus Christus nie, dan is ons besig met 'n valse boodskap, 'n valse verstaan van die Heilige Gees. En vriende, dit is rooi ligte wat afgaan vir die kerk van Jesus. So hierdie tweede boodskap, eenvoudig, dat die trooster uitgestort sal word, die Heilige Gees, die Gees van waarheid, hy sal ons die hele waarheid inlei, hy sal nie uit homself spreek nie, maar die Bybel sê, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, en hy sal Jesus verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan Christus behoort, en aan julle verkondig. Mag die Here ons wysheid gee, sal môre aangaan as die Here ons spaar, mag die Here vir ons bekragtig om werklike studente van die Bybel te wees, om te verstaan, sodat ons nie mislei sal word in hierdie laat uur vlak voor sy wederkoms nie. Groete vir u, mooi dag verder, tada.